Goeiedag, ons is graad 8 Afrikaanse spanrennaars van Hoërskool Brandwag. Ek kan nog steeds nie glo, ons is al in hoërskool nie. Ja, ek weet. En ek moet erken, ek mis nogal party daar my laerskool. Ek kan nie glo julle mope so nie. Hoërskool is 'n splinternuwe avontuur. Verseker, Shanay, vir al die avontuur, saam die mooi matriekseuns. Jy weet, van drukkies en swinkies, kom kuisies en squinkies. Nee, sies julle, wat dink julle van my? Wou nou net sê, anders het ek jou ma gebel en daarop aangedring dat sy oorskuif na 'n meisieskool. Dit sal nou nie nodig wees nie, Megalie. Sjoe, ek voel uit my hart uit jammer vir armou Sari van der Merwe. Haar pa het besluit om haar affies toe te stuur. Sy gaan eers vir in 2030 met 'n man kan praat. Dis is om vir my vir 6 jaar te belet, om my gunsteling skaapchoppies en braaibroodjies te eet. Ek sal die aapstype kry. En onttrekkingssimptome. Voorsitter, dames en here, ignoreer asseblief my hormoonbeleide maat, maar tog glo ons. Gemengde skole is so skaapchoppies en braaibroodjies. Jam! Alhoewel ons net 'n meisiespan is, bewys ons wentoespraak vandag dat gemengde skole 'n wenresep is. Net so skaapchoppies en braaibroodjies by enige Suid-Afrikaanse geleentheid. My naam is Megan Lee, die inleier vir vandag. Langs my is Leonay en sy gaan ons oortuig dat gemengde skole kinders leer om beter te sosialiseer. Langs haar is Sanay. Sy gaan staan by die feit dat seuns en dogters 'n goeie invloed op mekaar het en baie by mekaar kan leer. En dan gaan Megan ons meer vertel hoe katterigheid onder dames deur seuns onder beheer gebring word. Miauw! Okay, nie nou nie. Nou toe, steek slank aan die vuur. Leonay, nes my mond water vir 'n lekker braaibroodjie. Water jou mond seker ook om die gehoor te oortuig. So, die vloer is joune. Dankie Megan Lee. Ek glo gemengde skole leer kinders om beter te sosialiseer. In die eerste plek leer sosialisering met die ander geslag jou om eendag goeie huweliksmaats te wees. Nee, asseblief tog. Ek's nog nie reg vir 'n ring op die vinger nie. Bedaar Megan, ek beslis ook nie. Maar luister wat sê Dr. Linda Friedland in haar selfhelpboek. Ag ma, whatever, in 2022. Sy sê dat sosialisering met die ander geslag kinders leer om hul toekomstige verhoudings te mimiek. Wat die slim skrywer eintlik wil sê, is dat seuns en meisies die met die ander geslag te kuier, oefen om eendag beter huweliksmaats te wees. As ek sien hoe moeilik en onredelik man soms is, sal ek nog vir jare lank moet kuier en waarneem om my toekomstige manlief te verstaan. Wat gaan nou arme Sari van der Merwe daar in Pretoria doen? Sy moes maar by skaapchoppies en braaibroodjies gebly het. Hoopelik sal ek ook leer verstaan hoekom mans letterlik uit elke opening van hulle liggame geluide kan maak. Dis nou vir jou 'n slinkerige gedoente. Hulle verwys hier na broodjiesie. Okay, alle grappies op 'n stop. In die tweede plek, leer sosialisering met die ander geslag ons, dat elkeen 'n plekkie onder die son verdien. 'n Artikel, 10 dinge wat jy nooit vir jou tiener moet sê nie. Op rooirusse.co.za steun my argument. Op 2 Oktober 2023 sê die Amerikaanse lewensafrigter, Simone Bailey, dat jaloesie onder kinders 'n groot probleem geword het. Daarom moet hulle genoeg kompeteer, sodat hulle kan sien, almal het hul eie talente, en dat dit nie nodig is om groen te word nie. Sosialisering leer ons ook om nie skaam te wees vir die ander geslag nie. Wat my die meeste sal bekommer van meisieskole, is dat ek naderhand so verskriklik skaam vir seuns gaan raak, dat ek glad nie met hulle sal kan praat nie. Gelukkig het ouerskapkenner Olga Gous antwoorde
op mindmoves.co.za. In die artikel, Mindmoves vir my skaam en teruggetrokke kind, op 22 Julie 2022. Sy het met 'n paar onafhanklike, jong volwassenes gesels en opgetel dat ongemaklikheid met die ander geslag ontwikkel, weens die gebrek aan sosialisering met mekaar. Gelukkig het ek nou die geselsding goed onder die knie. Ek praat nie meer oor netbal, die nuutste modes, of watter ou in die Springbokspan die seksieste is nie. Wat is jou geheim? Sst, moet dit nie te hard sê nie, maar my pa en oupa het my onder die hande gehad. Ek kan al opgewonde lyk oor die nuutste Maserati en ek het die 4 rugbyreëls gememoriseer. Ek en die manne in my graad loop nou lekker staan, soos die tekkies op 'n skaapchop. En 'n lekker braaibroodjie. Klink my, ek sal vir 'n paar lesse moet gaan by jou, Lianne. Nou is dit Sanay se beurt om 'n gewaterde mond met julle te deel. Dankie Megan Lee. Ek glo seuns en dogters moet in gemengde skole wees, want ons leer by mekaar en het 'n goeie invloed op mekaar. Eerstens, loop meisies se emosies soos die bladjang op 'n braaibroodjie. En glo my, dit kan baie daaiig raak. Veral onder die oë as die trane so loop. Op 13 Desember 2024 skryf sielkundige Nadia Lou in die sielkundige joernaal van Crawford Internasionale Skolegroep dat seuns minder geneig is om hulle emosies te wys. Daarom sal dit in die meeste van gevalle 'n seun wees wat in 'n krisissituasie die gemoedere kalmeer. Ek hou natuurlik daarvan om daarna as gevoelloos en harteloos te verwys. Maar kom ons verstaan vir veiligheidsdoeleindes daarmee dat seuns perspektief bring. Dit gebeur natuurlik glad nie in enkel slag skole nie. Nee, die meisies raak op hol. Hulle ooreageer. En op die ou einde lyk dit soos 'n toneel uit Warhorse. Ek het julle gesê dinge raak taai. Tweedens, het die seuns 'n goeie invloed op meisies as hulle 'n berg van 'n molshoop maak. Ek moet bieg, dit gebeur baie. En my oupa sê, dit verander ongelukkig nooit nie. Maar hy het raad. Hy is van mening dat in sy gesinsgetal het om in 'n gemengde skool te wees. Want as my ouma haar streke uithaal, kan hy dit 99% van die keer hanteer. Die sosioloog C.J. Pascoe skryf van die artikel The Gendered Society op www.theothersociologist.com 2023. Dat wanneer mans en vrou derentyd aan mekaar se sosiale, emosionele uitdagings blootgestel word, dit outomaties makliker word om mekaar beter te verstaan en situasies met die ander geslag beter te hanteer. Vir die arme maklammers, nie alles vir 'n vroukie toutjie sal doen nie. Laastens, seuns en dogters se akademiese vaardighede het ook 'n invloed op mekaar. In die beeld van 28 April 2022 was daar 'n baie interessante artikel hieroor van navorsing wat die Britte hieroor gedoen het. Die Universiteit van Cambridge het oor 'n tydperk van 4 jaar honderde leerders dopgehou en gevind dat die somme met baie minder moeite vir seuns kom en taalvaardighede vir meisies. In gemengde skole word daar dus 'n goeie balans tussen die taal en wiskunde oefeninge is. En die meisies effe beter gevaar in wiskunde en die seuns baie beter in tale. En nou loop die goeie punte saam, soos skaapchoppies en braaibroodjies. Baie dankie Sanay, Megan, my oumaat. Die gehoor se monde waterrol om te hoor wat jy te sê het met al die hormone wat nou al vir 'n minuut lank vrylik hier rondvlieg. En nou wil julle ek moet oor katterigheid praat. Dames en here, wees my tog genadig. Eerstens is meisies meer katterig met mekaar as seuns daar is om die vrede te bewaar nie. Volgens 'n artikel, julle op Facebook, wat op 28 Maart 2022 op netwerk24.com geplaas is die sielkundige Christo Liebenberg van mening dat meisieskole met baie meer katterigheid te doen het, want daar is nie 'n objektiewe mening van seuns nie. Sien, die manne weet net
hoe om die katjies room te gee. Moet sê, 'n man se charme kan van enige katterige meisie se mak soos 'n lammetjie maak. Behalwe vir 'n arme Sari van der Merwe, daar in Pretoria. Tweedens is meisies katterig in enkelskole, want alle prestasiedruk is op hulle alleen. 'n Artikel, Feite oor seuns en meisies, op hillarykids.com steun my argument. Op 1 Oktober 2022 sê Daniel Gilbert, 'n kliniese sielkundige, dat gemengde skole die druk van prestasie verlig, want meisies voel minder bedreig as seuns die eerste prys kry. Maar dan kan ons dan al besluit wie loop vandag met die eerste prys weg. Okay, stop Hilary. Miauw. Die katjies is ook pyrig, omdat hulle seuns geselskap verlang. Skrywer en lewensafrigter Anita Nike skryf in haar selfhelpboek, 'n grootwordgids vir meisies. E-boek uitgawe van 2022, dat meisies moeg raak vir hulle eie geslag se geselskap, omrede dit baie ooreenstem en met tye vervelig raak. Daarom is dit goed om gereeld in kontak met seuns te wees, om die emosies in toom te hou. Geen wonder dinge loop by ons skool soos Skaapchoppies en braaibroodjies nie. veral as die verskillende stemme die lig vul. Hoe dieper die stem, hoe beter. Ontspan, ek grap net. Voorsitter, dames en here, ons vier is vas oortuig dat gemengde skole soos skaapchoppies en braaibroodjies is. Die een kan nie sonder die ander een nie. Ons het vandag aan u bewys dat Seuns en dogters mekaar aanmoedig om meer en beter te sosialiseer. Seuns en dogters 'n goeie invloed op mekaar het en by mekaar kan leer. En ons weet dat die invloede van die grower geslag die fyner geslag motiveer om die katterigheid te stop. ja, ons vier loop in 'n gemengde skool soos Heerlik gebraaide, watertand lekker, skaapchoppies en braaibroodjies. Yum!